Nou Bram, wat bekruip jy my nou so, nê? Jy kom so stil hierso in. Yes, ja, nee, ek dink, miskien moet ek begin deur te sê, jy het vanoggend iets baie belangriks gesê en dit is, ons moet uit die boks uit dink. So, ek wil dalk begin met hierdie voertuig van ons. Dit is 'n plug-in hybrid. So hy het 'n petrol engine, 2 liter turbocharged 165 kW en hy het 2 elektriese motors. En as jy by die kom ons begin by dit. Julle almal wil van Eskom se krag afklim, van julle netwerk af. So julle klaar julle sonpanele, batterye, plak hom in vanaand, verniet krag, ry 50 km dorp toe en terug en jy gebruik nie 'n single drop of petrol nie, want hy hardloop dan net op sy battery. Sy range is about so 110 km en weer 'n keer soos ek sê, dit is waar jy dan regtig uit die boks uit dink, jy gebruik geen petrol nie. Hulle is ook baie vinnig. Hulle sit uit 365 kW en 680 Newtonmeters. Liewe ouers, so dis genoeg, nê? Dis baie, ja. Nou, sê gou vinnig vir my die JAC, nê? Ek het hulle nou al jare terug op die pad so vinnig gesien en so, en ek weet daar's 'n klein huisie vol nuwe Chinese goed wat inkom. Maar hoe lank is julle nou al in die land? Ons is al amper 10 jaar in die land. Ja. Ons verkoop net LCV's en MCV Groot woorde. Ja, so, Wat beteken dit in Afrikaans? light commercial vehicles en medium commercial vehicles. Okay. Op tot 9 ton. Ons is ook die markleier in elektriese trokke in Suid-Afrika. Jy sal sien dat as jy kyk op die media, Takealot het baie van ons produkte. Eskom koop ons produkte want hulle kommoditeit is krag, so hulle gebruik dan geen diesel en so aan nie. Ons het al 70 van hulle op die pad. Ons het al saam, ek dink amper 8 miljoen kilometer gedoen. So dit is ook waar jy jou insetkoste spaar, want daai voertuig hardloop van solar panels af en van krag af, so jy kom terug, charge hom en dan gaan hy weer. Maar is dit, wag net, nou begin my kop nou eers dink, nê? Is dit nou iets wat hoeveel ton kan jy nou op hom hardloop nog? Ons het 2 van hulle, ons het 3. Ons het 'n 1.9 ton, ons het 'n 4 ton en in 'n paar maande se tyd launch ons 'n 8 ton EV. So dis nou van daai goed iets wat al vir stop staan werk doen, iets soos kunsmis gaan haal, daai tipe van goeders kan ek met hom doen en actually dan het ek nie 'n dieselrekening op hom nie. Korrek, ja. So hulle ryk is about so 200 km. So daar's software ook, wanneer die trokke hardloop, dan kry jy jou dashboard voor jou en ek kan vir jou sê, sit daai voertuig op 'n DC charger wat vinnig is, daai en op 'n AC charger, laai daai in 12 uur vannag wanneer Eskom se krag die minste is en dit is hoe jy jou insetkoste afbring. Ek luister, wat sal bekend? 4084 km Gerotech. 107, wat beteken dit? Okay, so vir julle wat in die army was, julle sal onthou by Gerotech, dis waar ons panserkarre getoets het. Hulle het ook 'n ovaal baan en julle sal weet dat een van die racing formate is, jy begin by 3 ure, 5 ure 9 tot by 72. In 2002 het Hilux die rekord gebreek, 24 uur by Gerotech. Hulle het so 3600 km kon ry oor 24 ure. Isuzu in 2010 het toe die rekord gebreek. Hulle het so 3800 km gery. Dink hulle topspoed of gemiddelde spoed was 168 km. En toe het ons ingegaan en toe breek ons hulle rekord, hoër spoed en obviously verder. Hoekom het ons dit gedoen? As die mense Chinese voertuie koop, vra hulle 4 vrae. Eerste een, gaan hy hou? Tweede een, gaan ek my geld terugkry? Derde een, het julle genoeg parte? En die vierde vraag is, het julle genoeg dealers? So ons is 10 jaar al amper in die land, 70 dealers reg oor Suidelike Afrika, so ons het daai boksies getik. Ons het meer as 12000 karre op die pad, dit beteken dat ons parte goed mooi hardloop. Ons tweedehandse waarde, soos julle weet, hoe meer karre jy verkoop, hoe hoër elke tweedehandse waarde. Ons is op dieselfde 20% depresiasie as die res van die mark. Maar toe moes ons bewys oor reliability. En dis waar die idee vandag gekom het. So as Hilux daar was, Isuzu is daar, al wat ons wil bewys is dat ons voertuig kan dieselfde doen. Nou wat is onder sy bonnet laat hy nou so dit kon doen? So dis 'n 2 liter engine. Isuzu het dit gedoen met 'n 3 liter, hulle diesel. So ons T9's, hulle sit so van 125 kW tot 144 kW uit. 487 Newtonmeters en hulle is ook baie fuel efficient.
Selfde tyd wat ons dit gedoen het ons 2 voertuie ook op dieselfde trek gesit en hulle teen 115 kilos gery per uur en hulle fuel consumption was 6.1 liters per 100 kilometer. So wat jy vir my wil sê is jy het na die toetse gaan doen en gewys, die goed kan actually bietjie punch vat, nee. Hulle kan die punch vat en ons ander groot voordeel is hoe lig ons voertuie op petrol is wat my bring na hierdie voertuig toe. En ons praat weer van insetkoste. As jy vir jou dogter 'n Suzuki Swift wou gekoop het, hierdie bakkie kos dieselfde, R260,000. Ons het by Nampo gesien toe die boere daar verbygekom het hulle gesê jy kan 2 van hierdie koop vir 'n ander normale bakkie of 'n tradisionele bakkie. En wat ek nie gemention het nie is dat Volkswagen ons partner is in China. Ek sê altyd tong in die kies vir die mense met die nuwe Amaroks. Ons het meer Volkswagen in ons produkte as wat hulle nuwe Amaroks het, want hulle is Fords. Uitstekend. Okay, so hierdie ene, wat se engines kom hy? 2 liter engine ook. Ja. Selfs met ons T8 werksesel, dieselfde tipe van engine. 104 kilowatts, 320 newtonmeters. So net 'n bietjie gedownride as ek dit so kan stel, maar meer gefokus op die werk. Korrek, ja. Right. En ek moet u vra laaste ding, warranty. Warranties, ons voertuie, ons T9 is 5 jaar 200,000 kilometer, dit kan ook extend. Ons workhorses is 5 jaar 100,000 kilometer en dit is maar net hoofsaaklik om die koste af te bring en dan natuurlik ons weet dat die voertuie self gediens word deur die mense. Uitstekend. Bram, dankie baie.